Goeiedag en hartlik welkom by ons oordenking. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons praat en gesels hierdie week oor om God in te nooi in die dinge van ons lewe. Dat ons gaan glo dat God die antwoord bring. Dat ons nie gedefinieer word deur die dinge van ons lewe, deur ons omstandighede nie. En vandag gaan ons gesels oor gebed en ek wil jou graag na 'n gedeelte vat in die woord van die Here oor gebed in Hanna se lewe. So kom ons lees saam. 1 Samuel 1 vers 9 tot 10. Op 'n keer toe hulle weer by Silo was, het Hanna na die offermaaltyd na die heiligdom van die Here gegaan. Die priester Eli het op sy gewone plek by die ingang gesit. Hanna was baie ontsteld en terwyl sy onbedaarlik huil, het sy tot die Here gebid. So ek wil jou nooi vandag om te bid tot die God wat eintlik beheer kan vat van die dinge in jou lewe. En Hanna se storie wat sy onbedaarlik huil, maar waar sy uitroep na God, waar gebed so 'n wonderlike kragtige wapen is om die Here in te nooi. Henry Nouwen het gepraat van hierdie folterende gebed, gebed wat 'n pad maak vir die Here om te kom werk, 'n gebed wat genesing bring, 'n gebed wat hoop bring. So sal jy hierdie dag gebruik om die dinge wat jou kwel, die dinge wat jou pla, wat jou lewe de mekaar krap, in gebed na die Here toe te vat en sê, Here, ek gaan aanhou, ek gaan vra in my toestand, ek gaan roep, want ek weet, gebed kan hierdie saak verander. So, van gebed gepraat, kom ek bid saam met jou, en mag die Here jou vandag help om jou sake, jou dinge wat jou kwel, in gebed na hom te neem. Kom ons bid saam. Here, gebed is eintlik ons kreet van hoop, en ons het soveel sake wat ons vandag na U wil bring, dit net voor U kom lê. Dankie dat ons kan weet, dat wanneer ons hierdie sake na U bring, dat U die antwoord bring op die regte tyd, kom U deur. Dankie dat U altyd daar is, en lei ons ook in hierdie dag, sodat ons deur ons lewe, Here, U kan verheerlik. In Jesus naam, amen. Mag jou gebed kreet van hoop vandag uitgeroep word, en mag jy 'n heerlike dag hê, die Here seën U verder.